Nou ja, julle kan oopmaak by 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ons maak klaar met 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ek het al baie keer met die Nuwe Testament in die briewe, dan dink ek, hoe hanteer jy die slot van 'n brief? Kan jy 'n hele preek in 'n slot van 'n brief preek? Want dis tog maar iets persoonliks. Ek het laasweek vir julle gesê, ek wou eintlik laasweek klaar gemaak het, maar toe besef ek gaan dit in 2 deel. En reg hierdie week, toe dink ek, okay, Jan, het jy nou die regte ding gedoen, want wat gaan jy oor die slot van 'n brief sê? Dis seker laaste paar algemene versoeke wat hy rig. En hoe meer ek dit bestudeer het, hoe kosbaarder het dit vir my geword, en ek dink dit kan vir ons as gemeente tot groot hulp en tot groot nut wees. 1 Tessalonisense 5, ek lees vir julle van vers 25 af. 1 Tessalonisense 5, vers 25. Voor ek lees, as ek by vers 26 kom, waar sit oom Kobus nou? Ek wens so oom Trevor was vanoggend hier. As julle vers 26 lees, sal julle verstaan. Oom Kobus het altyd vir oom Trevor aan maak of hy hom wil soen groet en dan het oom Trevor weggehardloop. Nou 1 Tessalonisense 5 van vers 25. Broers, bid vir ons. Groet die broeders almal met 'n heilige kus of 'n soen. Ek plaas julle onder 'n eed voor die Here dat die brief aan al die broers gelees word. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met julle wees. Net hierdie algemene versoeke. Ek sou graag wou gehad het om Trevor moet hier wees. Dit staan op 3 plekke in die Nuwe Testament hierso, en ek dink in Romeine en Korintiërs. Ek sou nogal graag wou gehad het hy moet hier wees, omdat ons altyd oor dit geterg het, die broederlike of die heilige kus. En ek wil hê julle moet gou op iets let. As julle nou op die bord sou kyk na vers 25, 26 en 27, selfs die kinders kan dit raak sien. Hoeveel keer is die woord broeders in daai 3 verse? Wie kan dit raak sien? Tel vir my na die 3 versies, hoeveel keer is die woord broeders daar? 3 keer in 3 verse. Nou dis nogal belangrik. Dit skets die konteks vir wie hy skryf. Hy skryf vir die familie van God. Sluit dit die susters in? OK. Sluit die susters in, praat van die familie van die Here. En as jy oor dit wonder, het jy al daaraan gedink as die kerk na verwys word as die bruid van Christus, dan sluit dit mans ook in. So ons moet net weier dink, dis 'n term wat gebruik was vir die gelowiges binne die gemeente. Nee, vers 26 beteken nie die mans moet die vrouens dan nou ook soen as broeders nie, is nie waar staan nie. Ek sal dit nou vir julle verduidelik. Maar ja, dis belangrik, want dit praat van 'n gemeenteverband. Ek en julle verloor dit of vergeet dit, dat hierdie is die huisgesin van God. Hierdie is die gesin wat vir jou behoort belangrik te wees, bo enigiets anders. As ek my in die konteks indink van hierdie mense, ek dink baie van hulle het hulle huisgesinne verloor, van wie hulle Christendom. Ek en julle ken dit dalk nie, want meeste van ons sit vanoggend in gesinne saam hier. Maar dit kan wees dat hier iemand sit wat lief is vir die Here, maar wat ter wille van hy of haar Christendom, die familie by die huis is nie so wonderlik nie. Die familie by die huis wil nie die Here dien nie. Die familie by die huis maak die lewe moeilik. Hierdie is die huisgesin. Hierdie is die huisgesin. Hierdie is daai nabye verhouding. En al 3 verse wys op dit. Nou, weet julle, nog iets van die konteks. Hierdie dinge is uit die hart van God uit. Ons sê baie in predikant, ek het al soveel keer vir julle gesê, sê Paulus skryf. Is hierdie gedeelte ook geïnspireer? Ja, hier is uit die hart van God uit. Dink vir julle self net 'n bietjie, né? Kom ons sê Paulus het Parys vir 3 weke kom bedien. Ons weet hy was heel waarskynlik langer in Thessalonika, maar hy het bitter min tyd met hulle gehad. Kom ons sê Paulus het ons vir 3 weke kom bedien, en hy moet gaan, en toe skryf hy vir ons 'n brief. Nou 1 Tessalonisense 2 vers 13, hier's my en julle gesindheid, as ons die brief gelees het. In 1 Tessalonisense 2 vers 13, sê Paulus, en daarom dank ons ook God onophoudelik, omdat julle, nadat julle die woord wat julle van ons oor God gehoor het, ontvang het, dit aangeneem het, nie as woorde van mense nie, maar soos dit waarlik is, woord van God. So ek en julle sou verstaan, dis Paulus die apostel, as gevolg van sy apostelskap en die inspirasie van die Heilige Gees, is dit nie die woorde van 'n mens nie, dis die woord van God. En dan skryf hy hierdie 3 praktiese versoeke, hierdie 3 praktiese dinge, wel die een is meer as 'n versoek, definitief is 'n opdrag en jy staan onder eed. So ek en julle weet vanoggend dat hierdie geïnspireerd is. Kom ek noem dit dan.
laaste opdragte aan 'n gemeente om getrou te bly. Laaste opdragte aan 'n gemeente om getrou te bly. Vers 25. Bly getrou in gebed. Ek gaan dit lees, dis amper nie nodig om dit weer te lees nie. Broers, bid ook vir ons. Wie van julle onthou 1 Tessalonisense 5 vers 17? Bid sonder ophou. Onthou julle dit? Net 'n bietjie verder, nou sê hy broers, bid vir ons. Gebed is vir God belangrik. Nou 'n vraag. As Paulus die apostel was, en as Paulus geïnspireerd was deur die Heilige Gees, vervul deur die Heilige Gees, 'n instrument in die hand van God, waar God hom gebruik presies soos hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil, hoekom het Paulus gevra vir gebed? Was dit sommer uit gewoonheid of ordentlikheid? Nee. Paulus het besef dat sonder gebed kan hy daai taak waarvoor die Here hom geroep het nie doen nie. Net iets oor gebed. Baie mense vra die vraag, maar as God in elk geval dan weet wat hy gaan doen, as God soewerein is en God doen wat hy wil, hoekom moet ek en julle bid? En die antwoord is eenvoudig, want God sê so. Maar as ek iets daarby mag sê, God bepaal wat hy gaan doen en hoe hy dit gaan doen. God bepaal die wat en die metode. En Paulus het dit verstaan. Kyk, Paulus het geweet, nee, onthou julle in Handelinge, God het stap vir stap vir Paulus gesê, dit gaan met jou gebeur, dan gaan jy soontoe, daar gaan jy in die tronk vir my naam lê, daar gaan dit gebeur en al daai dinge. Paulus het stap vir stap geweet. Maar hy vra vir gebed, want hy weet dat God werk deur gebed. En ek en julle het nodig om dit te hoor. Hy het apostoliese gesag gehad, hy het die inspirasie van die Heilige Gees gehad, soos niemand na hom ooit weer nie, maar hy het gevoel gebed is nodig. En net iets prakties. Ek het dit nou dag ook vir iemand gesê, die laaste ek help dit my met gebed. Paulus sit ver van hulle af, hy kan nie weer soontoe gaan nie, inteendeel, hy is uit hierdie dorp uit verban. Paulus is uit hierdie stad uit verban. Onthou julle in Tessalonika en Handelinge, hy het daar gepreek en toe moes hulle hom die nag uit die stad uitvat en toe het hulle borg gevat by ouens met die naam Jason en gesê hulle vat borg van hulle af dat hulle kan weet Paulus kom nie terug nie. Hoe help jy vir Paulus as jy nie by hom kan kom nie? Jy bid vir hom. Gebed betree 'n terrein waar ek en julle nie kan raak nie. Of dit nou fisiese afstand is, maar onthou dit altyd van gebed. Gebed betree 'n terrein waar ek en julle niks kan doen nie. Dit is 'n oproep tot God want hy kan. En dis wat gebed is. Charles Spurgeon skryf, "If I were allowed to offer only one request to you, it would be this: Brethren, pray for us. Do not restrain prayer. On the contrary, be abundant in intercession, for only so can our prosperity," en as Spurgeon van prosperity praat, is nie dit wat ons vandag so noem nie, hoor. "But for only so can our prosperity as a church be increased or even continued." En dan sê hy hierdie woorde, "Dismiss me or else intercede for me." Hoor jy nou wat sê hy? Hy sê, dank my af, laat my eerder gaan, anders te bid vir my. En weet julle, dit bly vir my onverstaanbaar. In myself ook, moet dit sê, maar dat bidure dan in 'n gemeente so swak bygewoon word. Julle gaan sê, Janie, jy hamer op dit. Hamer op dit, lyk vir die Bybel hamer op dit, is belangrik. By ons bidure op 'n Saterdag is ons 3 tot 4 wat saam bid. Ons het op 'n stadium, dit was my opmerklik, ons het op 'n stadium die eerste Woensdag in die maand met ons Bybelstudies, het ons gesê die eerste Woensdag gaan ons bietjie meer tyd aan gebed spandeer. Het was vir my opmerklik geweest dat daai Woensdag is die bywoning minder as die ander. My skuld, my sonde dat ons dit toe versuim, ek dink nie ons moes dit doen nie, ek dink ons moet daaraan werk. Ek het probeer dink aan antwoorde al baie. Dalk besef ons nie hoe afhanklik ons van God is nie, want gebed is die grootste bewys van my afhanklikheid van God. Dalk dink ons nie dis nodig om as 'n gemeente saam te bid nie. Ek sal dit nou verduidelik. Dalk dink ons wel ek bid by die huis. Ek hoef nie saam met ander gelowiges te bid nie. Dalk weet ons net nie wat om te bid en hoe om daarvoor te bid nie. En ek gaan nou vanoggend baie prakties doen want ek wil by hierdie konteks bly. Ek wil vir julle iets wys as Paulus sê waarvoor ons moet bid of dat daar vir hom en vir sy span, vir Timoteus hulle gebid moet word. Eerste ene net onder hierdie punt. Gemeentelike gebed is belangrik. Ek het nooit gedink is nodig. Ek het met dit groot geword. Paasnaweek kom iemand na my toe by 'n bidhuur by Cornelia en dit het my gehelp. Die persoon sê vir my, hierdie is vir ons iets vreemd in die agtergrond waaruit hulle kom. Hierdie is iets vreemd dat gelowiges saamkom en saam bidure hou. En dit het my ongelooflik gehelp
As jy notas maak, ek gaan na van hulle toe blaai, gaan nou 'n paar skrifgedeeltes noem. Matteus 21 vers 13, wie van julle ken daai waar Jesus gesê het, en hy sê vir hulle, daar staan geskryf, my huis sal 'n huis van gebed wees. Ok, daar kan dit wees, jy gaan op jou eie en jy bid privaat. Ek wil vir julle wys, en dit is waar beskrywende gedeeltes in die Bybel so kosbaar is. Dat ons kan sien hoe hierdie Nuwe Testament kerk gelyk. Begin gou by Handelinge 1, as jy jou Bybel voor jou het, begin gou saam met my by Handelinge hoofstuk 1. Dit is die ontstaan van die Nuwe Testament kerk. Handelinge 1 vers 14. Hulle het almal eensgesind aan gebed gewy, saam met die vroue en Maria, die moeder van Jesus. sien julle dit raak? Mans en vrouens saam gebid. Blaai so om na Handelinge 2 vers 42. Handelinge 2 vers 42. En hulle het hul toegewy aan die apostels se leer, met ander woorde prediking, en die onderlinge verbondenheid, die breek van die brood, en sien julle die woorde, en die gebede. Daai woord is belangrik. Ek en julle lees, hy kon net so gesê het en gebede, maar hy sê en die gebede. Hierdie gemeentes het vasgestelde tye van gebed gehad. Gebede kon verwys in die algemeen, die gebede het verwys na dit wat op jou dagboek sou wees. Aldred het vir ons van hierdie dinge genoem, toe hy met ons gepraat het oor saam bid. In Handelinge hoofstuk 4, Handelinge hoofstuk 4 vers 24. Handelinge 4:24 sê, en toe hulle dit hoor, het hulle saam hard tot God uitgeroep en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is geskep het. Hulle het saam gebid. Handelinge hoofstuk 12 vers 5. In hoofstuk 12 vers 5, weet julle, Aldred het 'n ding gesê wat ek nooit sal vergeet nie. Ek dink dit was die tweede sessie in daai week oor gebed. Toe maak hy die stelling en hy sê, pas op dat die Here jou nie dwing om saam te bid nie. Want dit lyk vir my ons bid nie, totdat 'n krisis tref, dan bid ons. En ek onthou ek het daai aand hier uitgestap, en ek het dit vir my 'n reël in my kop gemaak, Jannie, moenie so biddeloos wees, dat God iets oor jou pad bring en jou maak bid nie. Nou Handelinge 4 is so, Handelinge 12 vers 5 is in dieselfde konteks, Petrus is toe in die tronk bewaak, maar die gemeente het ernstig tot God vir hom bly bid. As jy wonder, Jannie, wie sê hulle het saam gebid? Gaan lees, ek dink is in vers 12, ek kan nie onthou nie, gaan lees daai verhaal verder. Petrus kom uit die tronk uit, waartoe gaan hy? Na hierdie mense toe waar hulle besig was om saam te bid. Gesamentlike gebed. Joël 1 vers 14. Heilig 'n vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land in die huis van die Here julle God, en roep tot die Here. So ek wil net gehelp vanoggend. Dalk wonder ons, is daar plek? Is dit belangrik dat die kerk saam bid? Ja, dis belangrik. Ek dink toe Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 25 sê, broers, bid vir ons, het hy nie bedoel as jy huis toe gaan vanaand dink aan my in jou gebed nie. Ek dink hy het bedoel daar waar julle saamkom, bid saam vir hom en vir sy span. In die Bybelse tyd het gelowiges saam gebid. Iets wat julle kan help, aan die begin is dit 'n vreemde ding. Jy weet nie altyd hoe om te bid nie, en jy luister na ander mense se gebede, en dan is jy nie seker jy kan. Dis een van die beste dinge wat jy kan doen. Bid saam met ander mense, hoor hoe hulle bid. Teken nie jy moet soos hulle bid nie, en in elk geval, vergeet die ou langs jou, bid jy tot die Here. Die Here is die een wat ons harte hoor. Net om te verduidelik, gesamentlike gebed is belangrik. Tweede een, waarvoor moet ons bid wanneer ons by mekaar kom? Nou dit wat ek nou gaan noem is nie al nie, maar ek wil vir julle sê, toe Paulus vir hulle sê, bid vir ons, hy het hulle nie in die duister gelos nie, hy het dikwels nie die kerk in duister gelos oor waarvoor nie. Nog so 'n paar gedeeltes en dan gaan ons aan. Romeine 15. Kyk gaan Romeine 15 vers 30. En ek doen dit nou as prins om vir julle die verse te wys, want die hele Bybel vorm hierdie wonderlike geheel waarin ons hierdie antwoorde kan kry. In Romeine 15 vers 30, en ek doen 'n beroep op julle broers, deur ons Here Jesus Christus en deur die liefde van die Gees, om deur julle gebede aan God, saam met my, ter wille van my, te stry. Onthou wat ek in die begin gesê het.
gebed betree 'n terrein waar ek en jy nie kan nie. Paulus sit in die tronk. Jy kan nie fisies vir hom gaan help stry nie, maar jy kan in gebed saam met hom stry. Al is jy kilometers van hom af, kan jy saam met hom stry. Efesiërs hoofstuk 6. Baie keer het hy duidelik gesê waarvoor hulle moes bid. Efesiërs 6 vers 18. En in die Here se soewereiniteit is hierdie die versoeke wat God besluit het wat in sy skrif moes wees, waardeur hy mense geïnspireer het om dit te skryf. Efesiërs 6 vers 18. Ek nou die regte, ek is by Galasiërs, ek wil sê dit lyk nie reg nie. In Efesiërs 6 vers 18. Bid in elke gebed en smeking by elke geleentheid. Sien julle dit raak? Plekke en tye in die gees en wees hiervoor wakker in volhardende smeking vir al die heiliges, as ook vir my, dat aan my 'n boodskap gegee mag word wanneer ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Weet julle wat sê daai vers? Koop julle bid vir die mense wat hier preek. Of dit ek is, of JC, of oom Louis, of Aldred, ek hoop julle bid vir ons vir 'n woord van wysheid wanneer ons preek. Moet jou nie daaraan troos, Jannie doen reeks, hy weet wat om volgende te preek nie. As julle wil weet hoe dit voel, gaan praat met enigiemand, al doen hy reeks, gaan praat met my vrou, hoe voel ek? Al weet ek wat die volgende stuk sê, vra vir haar, hoeveel keer het ek al vir gesê, ek weet nie wat om te sê nie. Net die Here kan dit doen. Kolossense, hoofstuk 4. In Kolossense hoofstuk 4 skryf hy vir hulle van vers 2 af, Kolossense 4 vers 2. Volhard in gebed, terwyl julle noukeurig daaraan aandag gee met danksegging. Bid terselfdertyd ook vir ons, dat God vir ons 'n deur vir die woord sal open om die misterie van Christus te vertel. Ek dink die ou vertaling gebruik die woord geheimenis, op grond waarvan ek ook geboei is, sodat ek dit kan openbaar, soos ek dit moet vertel. Jy hoef ook nie kerk toe te kom en te sê, maar ek weet nie wat om te bid nie. Lees, daar is 'n boek geskryf oor die gebede van Paulus, 'n fantastiese boek, wat help met hierdie dinge. En dan natuurlik in 2 Tessalonisense, ons kom daarby in ons volgende deel as ons nou aangaan, 2 Tessalonisense 3 vers 1. Ten slotte broers, en hy sluit weer daai brief so af, bid vir ons dat die woord van die Here sy loop mag neem en verheerlik mag word, soos ook ek by julle, en dat ons gered mag word van die slegte en bose mense, want nie almal het geloof nie. Ons gaan nou terug. Die apostel Paulus, geïnspireer deur die Heilige Gees, sê bid vir ons. Weet julle hoekom? Want hy weet hy is aan dieselfde versoekings en swakhede onderworpe as enige iemand anders. En al hoe jy dit regkry is deur gebed. Die Bybel leer dat ons saam moet bid en waarvoor ons saam moet bid. Dis nie alles nie, daar is nog baie ander, maar dis 'n goeie begin. Nou, hierdie is spesifieke gebed vir die voorgangers, vir jou pastor, vir jou herder, vir jou predikant. Kan ek julle uitnooi, ons bid Sondag nou die laaste ruk van 20 voor 10 af hier agter in die saal. Ek is so opgewonde, die groepie het nou al gegroei. Daar's mans en vrouens wat saamkom om te bid. Ek het soveel waardering vir dit. Ek wil vir julle vra, ons bid vir die diens. Ek kan nie vir julle sê hoeveel ek uitsien na daai tyd om saam te bid nie. Dit het al in die geskiedenis gebeur, of in die verlede in die gemeente, dat die wat gewoonlik saam gebid het, om Trevor en om Kobus en om Louis, dan is nie een van hulle hier nie, dan is ek half angstig, want ek het daai gebed nodig, en ek wil vir julle vra, as daar te veel is, begin ons vroeër. Dis nie 'n probleem nie. Al moet ons van 9 uur af saam bid, dis ook goed. Maar begin daarmee. Kom bid saam vir die diens, voor die tyd. En ek wil dankie sê vir die wat dit doen. Dominee Niels Oosthuizen, en ek sê dit nou met versigtigheid, hy is 'n gesoute predikant. Ek beskou hom as die tipe man wat enige plek waar hy is, kan hy sy Bybel uithaal en hy sal vir jou die skrif verklaar. As daar nou iemand is wat jy sou sê, jy staan terug en sê, hy het daarom nie meer gebed nodig nie, hy kan dit doen, hè. Hy skryf die begin van hierdie maand op sy Facebook, hoe afhanklik is ons nie van mekaar se gebede nie. As Paulus dringend vra dat daar vir hom gebid moet word, hoeveel te meer vir ons wat in die bediening van die evangelie staan, bid asseblief vir my. En hy het toe so 'n aanhaling van Charles Spurgeon, no man can do me a truer kindness than to pray for me.
Gebed, gebed, gebed. En ek wil vir julle vra, bid vir my. Ek is dankbaar vir diegene wat reeds vir my bid. Ek is dankbaar vir ouer mense wat wakker bly in die vroeë oggendure en nie kan slaap nie. Tannie Ida het my al gebel. Dan sê sy vir my, sy kon vanoggend 2 of 3 uur nie slaap nie, maar Jannie, toe bid ek vir jou. Here, dankie vir slapeloosheid. Ek is so dankbaar vir die gebede, soveel, veral onder die vroue in hierdie gemeente wat ek weet getrou bid. Ek staan voor dieselfde versoekings as julle. Kan ek dit vanoggend bely? Ek is geroep vir 'n werk wat menslik onmoontlik is. Ek besef dit al hoe meer. Ek is geroep vir 'n werk wat ek nie kan doen nie. Ek het die hulp van die Here nodig in voorbereiding en berading en prediking. Bid vir my dat ek dit sal doen met die hulp van die Here. Kom bid Saterdag saam. Weet jy gaan nie laat wees nie. Ons is Saterdag voor 8 klaar. Is 7 uur te laat of te vroeg om te bid? Dit is te laat. Ja, weet julle, kom bid Saterdag saam. Ons is dikwels voor 8 al klaar. Kom bid Sondagoggende saam. So ek sê, as ons meer is, begin ons net vroeër. So in vers 25, bly getrou in gebed. In vers 26, bly getrou in liefde. Groet die broers almal met 'n heilige kus. Heilige soen, so daai woord beteken. Nou, hierdie is interessant, hierdie is, ek en julle word nie so groot nie. Dis 'n familieding. Dit was iets in daai kultuur gewees. Weet julle waar sien ek dit? En is my mooi. Ek het al gesien, oom Kobus moet my reg help, maar as oom Kobus kom en sy broer oom Pieter kom, oom Pieter is nou nie vanoggend hier nie, julle groet mekaar met 'n soen, nê, as broers. Dis opmerklik. Dis hierdie verbintenis, hierdie 2 broers, 2 mans wat, bejaarde mans, 2 broers wat lief is vir mekaar, hulle groet mekaar altyd met 'n soen. Ek en my broer, toe my pa nog geleef het hom altyd gesoen groet. Dit was vir ons iets belangrik geweest. Nou dis nie die reël vir die gemeente nie, hoor. Wil dit dan net by sê vanoggend. Waaroor dit in die gemeente gaan, wat is Paulus se versoek? Dit gaan oor daai verhouding. Hierdie mense, Paulus het hulle vir 'n kort tydjie bedien. En nou skryf Paulus vir hulle, weet jy wat? Gaan gee vir hulle 'n soen van my kant af. Nou ek en julle sou in ons taal vandag gesê het, gaan gee vir 'n oue drukkie van my af. Dis wat ons doen, gee vir my handskud van my kant af. Dit was die kultuur van daai tyd, dis nog steeds in sekere oosterse lande, is dit nog steeds so, dit was die algemene manier hoe hulle mekaar gegroet het, ons doen dit nie so noodwendig nie. Ek moet vir julle sê, ek sal bitter moeilik 'n ander man soen groet. Dit gaan nie sommer gebeur nie. Ek is al gereeld deur mans 'n handdruk gegee, en dan trek hulle my nader, en hulle hou my vas, en hulle gee my 'n drukkie. Ek was in die begin, was dit vir my vreemd, maar nou doen ek dit al. Dit is my lekker as dit oues wat ek lanklaas gesien het, skud hom, en druk hom sommer so teen die skouer. Ek het een keer saam met Rinus, die pastoor van die AGS Kerk, ons gaan ontmoet 'n sendeling hier by Wimpy in Parys. Die sendeling, as ek vir julle 'n idee moet gee, daai ou is groot, hy's fris. Sy hemp, hy het so knopies, blokkies aangetrek, sy hemp span so om sy arms en sulke are. En hy vertel vir ons van die werk wat hy vir die Here doen, en toe ons klaar is, ek en Rinus groet mekaar altyd met 'n handdruk, en dan sommer net 'n drukkie. En ek groet hom so, en hy kom nader en hy gee my 'n drukkie, en hy soen my op die wang. Toe so, hierdie groot, gespierde. Van ons is net nie so nie. My beste vriend Willem, sommer van ons kinder, soos ek sê, ek sal nog 'n oue drukkie gee, ons gaan kuier vir 'n ander predikant, die predikant groet my en hy druk my, en hy groet vir Willem, en hy bring hom nader, en Willem hou sy hand so reguit. Maar ek moet vir julle iets by sê, ek weet, as Willem my groet met die hand, weet ek, dis 'n vriend wat my groet, wat vir my baie lief is, weet dit. En ons moenie, so vergeet die soen ding, moenie die hele ding, weet julle, tye het verander. Ek sien deesdae is die ding onder die jong mense, wat noem hulle dit, 'n fist bump, ja, net so, nee. Ek groet enig ou en hy wys sy face, en toe ek my face wys hy sy hand, en is hy mekaar gemors, so weet nie om mekaar te groet nie, maar dit is deesdae iets, ek sien dit as jy fietsry, jy kan nie ou se hand skud nie, jy sal hom van sy fiets aftrek, jy gee hom 'n fist bump, hou so aan, mooi ry. Spurgeon skryf dit, give one another a hearty shake of the hands. That is the Western interpretation of the Eastern form.
Outward forms differ, the inward sense abides the same. Let brotherly love continue in a hearty friendliness among yourselves. Kom ons kom by die punt uit. Julle kan saam met my praat vanoggend. Daar is min dinge wat so belangrik is as ons sê ons is lief vir mekaar, as om mekaar te groet in 'n manier wat wys ons gee om. Ek is eendag op die tone getrap en ek was dankbaar vir dit. Iemand het eendag, kan nie eens onthou wie nie, maar dit het my gehelp. Iemand het vir my gesê, ek kon agterkom die persoon is vies vir my. En ek vra wat is fout en die persoon sê, Jannie, jy het hier buite gestaan, jy het met mense gesels en toe jy my groet het jy net hallo en jy het aangegaan. Ja, ek was in gedagte en alles, maar dit het my geleer, Jannie, gee meer aandag. Dit is iets belangriks. Ek en my broer is grootgemaak dat jy groet. Maak nie saak wie en waar nie, jy groet. En dis iets moois. Dis 'n ding wat Paulus skryf om vir hulle te sê, hou hierdie broederliefde vir mekaar. Sê vir daai manne, sê vir daai gemeente, ek is lief vir hulle. Die gemeente is 'n groep mense wat mekaar liefhet en dit wys. Dit beteken nie in hierdie gedeelte die mans groet die vrouens so en die vrouens groet die mans so nie. Dis baie belangrik om dit reg te verstaan. Maar weet julle wat is mooi in ons gemeente? Ek geniet dit altyd. Dit is my lekker as die mense voor kerk kom. En jy kan sien hulle het mekaar vir 'n week nie gesien nie. En hulle groet mekaar. Partykeer 'n handdruk, partykeer 'n drukkie. En dan na die kerk, partykeer sien julle mekaar nie voor die tyd. Julle sien mekaar nou, maar ek weet wat gaan gebeur na die tyd. Julle gaan my hand skud by die deur, dan gaan julle hier buite staan, dan gaan julle wag om mense te groet. Dis een van die mooiste dinge. Ons is familie in die Here. Ons het maandag my broer se skoonma Olifantshoek toe gevat. Ek praat donderdag met haar oor WhatsApp. Sy stuur vir my die boodskap. Sy sê Jannie, of sy het 'n stemboodskap gestuur. Sê vir gee 'n drukkie vir Salome en Elmar van my af en sê vir Salome sy moet vir jou drukkie gee van my af. Staan ek hierdie ding. Hierdie tannie wat sy het waardering vir ons het waardering vir haar. Weet julle wat het my nog meer getref? Ek het dit eers vanoggend toe ek my, julle weet, berei hierdie week voor en ek tik my preek dikwels sonnaandoggende uit. Toe ek dit uittik, tref dit my. Hierdie is geïnspireer deur God. Hierdie is God wat inspireer. En laat Paulus dit skryf, groet mekaar met 'n broederlike kus. Ons moet beleefd wees teenoor mekaar, vir mekaar omgee. Dis in lyn met die twee groot gebooie, ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar. Daai verhouding wat ons opbou. Die derde een. So bly getrou in gebed, bly getrou in liefde, bly getrou in die skrif, vers 27. Hierdie vertaling en die Afrikaanse standaard vertaling vertaal dit baie mooi. Ek plaas julle onder 'n eed voor die Here, dat die brief aan al die broers gelees moet word. Die ou vertaling sê, ek besweer julle by die Here. Hierdie is 'n eed voor God. Kom ek sê dit sommer net weer, dis nie opsioneel nie. Dis verpligtend. 'n Kerk wat nie voorlesing doen, wat nie die skrif lees nie, is nie 'n kerk nie, is onder 'n eed ongehoorsaam voor die Here. En ek weet wat die vraag kan wees as ons nou moeilik wil wees. Ja nee, maar hy het dit vir daai gemeente geskryf. Hoe weet ons dit is vir ons? Kom ek help julle met dit. Is dit sinvol? Kan ons sê dat dit wat Paulus 2000 jaar terug vir 'n gemeente in Tessalonika geskryf is, dat dit vir ons geld? Kan ons dit doen? Want hy skryf dit aan daai kerk. En ek wil net gou vir julle wys. Ek dink dis die moeite werd. Kom ek oortuig julle net gou, dit is. Blaai na Kolossense hoofstuk 4 toe. Wat ek wil hê jy moet sien is, as Paulus onder die inspirasie van die Heilige Gees skryf, sien hy nie sy brief net in 'n persoonlike trant wat net tussen hom en daai gemeente is nie. Net 'n beeld. Kolossense 4 vers 16. En dit help ook om jou te verstaan dat die hele skrif deur God geïnspireer is. Kolossense 4:16. En wanneer die brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van Laodicea gelees word en dat julle die een uit Laodicea ook lees. Weet julle hoe die Nuwe Testament briewe gewerk het? Jy het aan daai kerk gelees en dan is hy gestuur na die volgende gemeente. So Paulus sou sy briewe van so 'n trant aanskou dat dit nie net vir daai gemeente is nie, maar dat dit vir al die gemeentes van ons Here Jesus Christus is. In 2 Tessalonisense 3 vers 14 skryf hy dit. En as iemand nie aan ons woord
deur die brief gehoorsaam is nie, sien julle dit raak, hy verwys na sy brief, né? Moet julle daardie persoon merk om nie met hom te meng nie, sodat hy beskaam mag word. Hierdie is nie 'n versoek nie. Hierdie is 'n opdrag vir kinders van die Here. Kom ek wys nog een of twee. 1 Korintiërs hoofstuk 14. In 1 Korintiërs hoofstuk 14, vers 37, skryf hy vir hulle dit. As iemand dink hy is 'n profeet of 'n geestelike persoon, moet hy erken dat wat ek vir julle skryf 'n opdrag van die Here is. Paulus skryf binne sy eie apostoliese gesag wat hy van die Here gekry het. Dis nie Jannie of Aldred of Louis of wie ook al wat die brief skryf nie. Hierdie is van God af. Nog so enetjie in 2 Petrus. Blaai gaan na 2 Petrus toe. 2 Petrus hoofstuk 3. As jy wonder, as Paulus byvoorbeeld in 2 Timoteus 3 vers 16 sê die hele skrif is deur God geïngegee en dan worstel hy ja, maar dit het nog nie die Nuwe Testament ingesluit nie. 2 Petrus 3 vers 15. Soos ook en 18 langmoedigheid van ons Here as redding, soos ook ons geliefde broer Paulus ooreenkomstig die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Soos ook in al sy briewe waarin hy praat oor hierdie dinge. Briewe waarin daar sekere dinge is wat moeilik verstaanbaar is, wat onkundige en onbestendige mense verdraai, soos ook die ander skrifte. Wie van julle vertaling het skrifte daar met 'n hoofletter? Petrus het nie 'n probleem om al Paulus se briewe op dieselfde vlak te plaas as die profete in die Ou Testament nie. En daarom kan ek en julle sê, ons glo in die onfeilbaarheid van die hele skrif en ons kan glo dat selfs die briewe van Paulus en die apostels geïnspireer is, dat dit die woord van God is. Petrus het Paulus se briewe so gesien. Prediking dan is die verklaring van die geïnspireerde woord van God. 2 Timoteus 2 vers 14 en 15 as jy notas maak. Paulus skryf dan vir Timoteus. Hy skryf vir hom 'n brief, dan sê hy vir hom, Timoteus, wees jy iemand wat die woord van die waarheid reg sny, wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. Ons moet bly by dit wat deur die apostels aan ons geskryf is. Ons moet bly by die skrif. En tog gebeur dit in ons tyd dat daar kerke is, jy kan 'n hele diens bywoon en daar's glad nie skriflesing nie. Daar's glad nie 'n gedeelte in die Bybel wat verklaar word nie. Iemand het eendag vir my gesê, dit was so 'n wonderlike ervaring van die Heilige Gees. Ons het die hele tyd net gesing. Nêrens in die Bybel staan jy moet net die hele tyd sing nie, maar Paulus skryf vir Timoteus, jy kan gaan kyk, 1 Timoteus 4 vers 13, bly by die skrifte, verklaar die skrifte, lees die skrif by elke geleentheid. Dit word gesê, het is nie verkeerd om te sing nie, maar noem dit dan 'n sing-along, vir sing together, of ek weet nie, maar dis nie 'n erediens nie, dis nie kerk nie. Wanneer ons by mekaar kom as gemeente, is die sentrale punt die verkondiging van God se woord. As ek nie hierdie verse nou, hierdie 3 wat ons nou hanteer het, reg verklaar het nie, dan kry julle my agter by die deur. Dan sê hulle vir my, Jannie, jy het dit gemis vanoggend. Ek gaan vir julle sê wat ek met 1 Johannes gesê het. Hier sit mense wat jy dalk moeiliker gaan lief hê as ander. Julle weet mos hoe ons kies party ons en ander, wie kan daai ou lief hê? Die genade van die Here werk dit in ons. Genade is nie 'n lisensie om nou te doen wat jy wil nie. Dis jou instaatstelling om te doen wat jy moet. Gaan dit herhaal. Genade is nie 'n lisensie om nou maar te doen wat jy wil nie. Genade is jou instaatstelling om te doen wat die Here van jou verwag. Mag die Here ons genadig wees en ons help, dat ons toeneem in gebed, omgee en skrifgetrouheid. Kom ons bid saam. Here, ons is dankbaar vir hierdie gemeente, hierdie brief. Ons kan baie van onsself raak sien. Ons is bly vir die bemoediging in die brief, waar Paulus hierdie gemeente dank, dat hulle hard stry en dat die evangelie verkondig word, maar dan kort die gedeelte waarin ons lees nou nog meer. En ons bely vanoggend, Here, ons is dankbaar, ons is nie waar ons was nie, dat ons groei. Maar ons bely ook, ons is nog nie waar ons moet wees nie. Ons bid dat U ons as 'n gemeente sal help, deur die hulp en die ondersteuning en krag van die Heilige Gees, dat ons 'n biddende gemeente sal word.
Here, ons besef deur gebed, ek wonder hoeveel meer sal ons bereik as elke persoon gereeld saam bid, nie om u arm te draai nie, maar net om u te gehoorsaam, en dan te sien hoe u werk, wanneer die gemeente saam bid. Ons dank u vir die liefde wat daar in hierdie gemeente is, die omgee, besoekers wat vir die eerste keer kom en tuis voel en sê hulle het 'n familie gevind. Ons bid dat u ons sal laat toeneem in dit, en ook in die skriflesing, help elke prediker, dat ons met groot vrymoedigheid kan sê, so spreek die Here, Here. Dit is wat in die Bybel staan. Kom ons te hulp in dit. Amen.